Dit is Nini van Suspicious Minds. Ek doen vir die eerste video vir die jaar 'n baie spesiale video oor 'n saak wat my baie na in die hart lê. Dit is 'n onopgeloste saak wat in Junie 2023 in Heidelberg gebeur het. En alhoewel hierdie saak al die trimmings het om opgelos te kan word en verskeie dekking al gekry het, is daar net geen stappe verder in hierdie saak nie. Dit is 'n bittere werklikheid vir hierdie ouers wat elke dag hulle lewe lei. Dit is 'n video oor 'n aand wanneer twee mense se kind by die deur uitgeloop het en nooit weer teruggekom het nie. Dit is 'n storie oor 'n dorp vol mense wat weet wat het gebeur, maar almal bly stil want hulle is te bang. Die storie is nog nie klaar geskryf nie. En dit is wat ek hoop om met hierdie video te bereik. Is miskien as jy daai outeur wat hierdie storie gaan eindig vir ons. Miskien gaan jy die sleutel hê om te sê, hier is die sleutel, maak die boek toe, sluit toe, ek het die inligting waarna jy soek. As jy weet van wie ek praat, omdat jy self daar was en stil bly, dan dink ek hierdie knaag aan jou, soos 'n kanker in jou. So ek wil graag in hierdie volgende paar video's vir julle vertel van die aand toe Dylan Botma nooit weer huis toe gekom het nie. Soos in al my video's is al die inligting wat ek in my video deurgee in openbare sources beskikbaar. Dis in koerante, dit was online gewees. Carte Blanche het 'n baie goeie program gedoen oor dit met die naam van Horror in Heidelberg en dit is op hulle YouTube channel beskikbaar. Gaan kyk dit asseblief, dit gee definitief ook nog inligting. Gee vir jou foto's van hoe die mense gelyk het. Daar's ook 'n webwerf wat Dylan se ouers begin het, justicefordylan.co.za, wat ek in al my video's gaan los. Asseblief, jy kan anoniem leidraad gaan gee, gaan kyk asseblief daarna. Ek kry hondervleisverstandings, die mooiste webwerf, mooiste foto's van Dylan. So gaan kyk daarna, kyk of jy enigiets kan bydra om vir hierdie mense vrede te kan gee. Kom ons begin met ons verhaal, daardie Fateful Night, soos wat dit altyd begin in 'n horror, wat die aand van die partytjie was in Heidelberg. Dylan Botma was 18 jaar oud in Junie 23. Hy is genooi na 'n 16-jarige partytjie, so Sweet 16, en aanvanklik 'n week of so voor die partytjie het hy gesê hy wil nie gaan nie. Hy sê lus om te gaan nie. Sy ouers was nie heeltemal bewus van die partytjie tot baie nader aan die begintyd nou van die partytjie. Hulle was 'n baie gehegte gesin gewees. Dylan sy pa en Dylan en sy ma het altyd baie oop en 'n vertrouensverhouding met mekaar gehad. En daardie aand het Dylan gesê, pa, ek gaan nou maar gaan, en sy pa gevra om af te gaan laai by die meisie by haar huis. Nou dit klink vir my of dit 'n redelike well-known partytjie was, want daar was baie mense gewees, maar Dylan se reëling met sy pa was dat hy gaan 8 uur bel, en dan gaan hy vir hulle vra, dit gaan dan of wees, ek wil nog bietjie langer kuier of kom haal my maar. Nou daai is 'n reëling wat baie ouers mee vertroud is en dit is niks vreemds nie. Wat wel vreemd was vir Dylan se ouers was toe daai 8 uur oproep nie gekom het nie, want hulle het geweet dat Dylan nie regtig partytjie wou gaan nie. Hy het vir hulle gesê hy sal gaan, miskien gaan hy nie lank bly nie. Sy ma het toe later op sy foon 'n boodskap gekry wat gesê het, ek wil nie gaan nie, want ek is nie lus vir drama nie. So Dylan het in sy agterkop geweet, hierdie mense waartoe ek gaan, of mense wat by die partytjie gaan wees, is drama of veroorsaak drama. Elsie, Dylan se ma en sy pa Dani het by die huis gesit. Hulle het eers niks gedink daarvan nie. Eers gedink, okay, ons sal nou gaan kyk waar hy is. Hulle het vir Dylan gebel, sy foon het nie geantwoord nie. En sy pa het naderhand gesê, weet jy wat, ek gaan gou soms soontoe ry, miskien kuier hulle lekker. Maar Elsie het gesê, sy het so 'n knaande gevoel gehad van iets is nie reg nie.
Dylan se pa het na die mense toe gery en die verjaarsdagmeisie het na die hek toe gekom en gesê, o nee, Dylan is al lank al hier weg, hy is 6 uur hier weg. Dit was baie vreemd vir Dylan se pa, want dit was nie die reëling nie en Dylan sou nie teen die reëlings gegaan het wat hulle saam gemaak het nie. 'n ander meisie by die partytjie, ek weet nie of sy nou op daardie stadium so gekom het en gesê het, nee, dit was bietjie later nie, maar iewers in al die inligting het 'n ander meisie gesê, dit was nader aan so 6:47 of 6:50 wat Dylan by die partytjie weg was. So kom ons kyk wat het volgens ooggetuies wat wel na vore getree het en wat super bang is. Hulle wil nie hulle name gee nie. Eers was dit regtig moeilik net om iemand te kry om te sê wat het aangegaan daar. Nou wat op die partytjie gebeur het is in die begin baie lekker partytjie. Die ma en die pa van Sweet 16 was daar. Daar was kinders van so oud as 14 tot ouer as 20. Ook volgens ooggetuies wat ek ook gelees het, is dat daar drank was. Nou maak nie saak hoe oud die kinders was nie, die drank was glo vrylik beskikbaar en een van die kinders het ook beweer, hy wou toilet toe gaan, die ma van die dogter vir hom 'n edible gegee. Sy het ook vir hom gesê, staan hierso want ek wil sien hoe eet jy dit. Ooggetuies het gesê dat die pa vir Dylan 'n daggakoekie aangebied het. Dylan het nee gesê en dit is waar die pa van juffrou Sweet 16 met die vuis in die gesig geslaan het ten aanskoue van al hierdie kinders. Ek is seker daarvan daar was kinders wat bang was. Dylan het toe nadat hy geslaan is deur pa van mevrou Sweet 16, het hy van die daggakoekie geëet en die ander ooggetuies het gesê dat dit hom visibly geaffekteer het. Hy het begin rondval, hy het op 'n stadium op 'n plastiek tuinstoel gaan sit, toe hy weer probeer opstaan, het ander kinders hom probeer regop help en is hy weer geslaan. Teen hierdie tyd het Dylan gebloei. Hy was nie by homself nie, hy was 10-1 onder die invloed van miskien alkohol en die dagga. Hy het uit hierdie erf uit probeer wegkom. En toe hy uit die hekke uit is, toe begin hy, soos hulle sê, loop op in die straat. En nou bloei hy is beseer, hy is bang, hy wil by die huis uit. Wat vir my interessant is oor die tydsverloop van die aand, is dat toe Dylan se pa by die adres aangekom het hy gevra, waar is Dylan? En Miss Sweet 16 het gesê, Dylan is 6 uur huis toe. 'n ander dametjie op die partytjie het gesê, dit was nader aan 6:47, 6:50 se kant. En later, toe hulle nou uitgevind het, daar het eintlik iets gebeur by die adres, het die getuies wat wel gepraat het gesê, dat die hele kleierery en slaanery het omtrent 6:30 begin. So baie interessant dat die tyd van 6 uur gekies is om te sê, dis toe Dylan huis toe is. Wat vir my disgusting was, is dat ooggetuies het gesê, dat die pa van juffrou Sweet 16 het gebrag oor, hy het nou vir Dylan geslaan. Jo, dit maak my eintlik sommer net naar. Op pad waantoe Dylan gestap het hy besef dat hy nie sy baadjie of sy selfoon by hom het nie en dat hy tot die verskriklikste gevolge dit daar vergeet het by die adres waar hierdie goeders plaasgevind het. So Dylan het toe omgedraai in sy besering, in sy bebloed, in sy verskriktheid. Ek dink die kind was so bang gewees en hy wou net by sy ouers uitkom, by sy veilige hawe. Maar hy moes sy selfoon en sy baadjie kry. Hy wou 10-1 sy pa bel en sê, kom haal my. En hy het toe op 'n sekere tyd weer by die adres in bespreking aangekom en bure se CCTV kameras het gewys hoe 'n groep mense Dylan heeltyd probeer blok het om of nie by die hek in te kom nie of weer uit te gaan nie, een van die twee. Maar almal wat by die partytjie was, hulle het niks gesien nie, niks gehoor nie, hulle weet van niks, hulle weet nie Dylan is weg nie, weet nie Dylan het sy baadjie probeer kry nie. En in hierdie wat Dylan probeer het om sy baadjie te kom haal, het die bure toe wakker geword, want dis toe nou al laat, dit is nou nie meer 7 uur, 8 uur, Dylan se pa het nou al na 8 uur, 9 uur na hom kom soek, en laat in die aand, toe hoor die bure 'n gejuig en 'n geskree, en hulle hoor toe ook 2 voertuie jaag. Wat die bure gehoor het, is 2 voertuie, 'n voertuig het voorgery, en dan was daar 'n bakkie agter, Dylan was agter op die bakkie, saam met 'n klomp ander van die tieners. En dit is deur ooggetuies wat langs die pad
dood was, gesien. Maar in hierdie wat arme Dylan agter op daai bakkie was en hy het sekerlik gedink ek gaan nou hier afspring en dan hardloop ek huis toe. Dylan het van daai bakkie afgespring. Nou voordat ek vir julle gaan vertel wat die horrific goeters wat met Dylan gebeur het, wil ek net hê jy met jouself indink op 'n Vrydag aand. As jy 'n ma is, as jy 'n pa is, as jy dalk 'n ouer is van daai kinders wat daar was. Jy sit by die huis, jy dink jou kind's veilig by 'n partytjie. En jou kind daag nie op of bel nie soos wat hy moet nie. Wat Elsie hulle toe al begin doen het, want hulle het geweet iets is fout. Hulle het van straat tot straat tot straat gery in hulle woongebied en geroep Dylan, is jy okay? Die mense het onder bosse gesoek, hulle het in erwe gesoek, hulle het in dreingate gesoek. Sy ma het geroep en geroep en geroop. Min het sy geweet dat haar kind word soos 'n dier gejag deur mense wat hom uitgenooi het om 'n partytjie te kom hou vir 'n 16-jarige meisie. 'n Baie brawe man met die naam van Andrei Desember. Hy was op pad huis toe, hy het geloop, hy het die geraas gehoor en hy het gedink, hy kan hoor hier is iets fout. En hy het vrywilliglik na vore gekom en vertel wat hy gesien het. En onder andere het Carte Blanche ook met hom gepraat. Nou, Andrei Desember het gesê, hy het gesien Dylan het afgespring van die bakkie af en almal het gestop en hulle het hierdie kind gejaag. Toe hulle vir Dylan in die hande kry, is hy gedwing om iets te rook, ons weet nie wat nie. Dylan het net bly sê, ek kan nie. Andrei Desember het gesê dat elke keer wanneer Dylan gesê het, nee, ek kan nie, ek gaan nie dit rook nie, het hulle hom geslaan. En nie net een nie, baie van hulle het hom geslaan, hulle het hom gelag, hulle het hom seer gemaak. En dan was daar ander ooggetuie wat nie sy naam bekend gemaak het nie, wat Carte Blanche ook mee gepraat het. Ek weet nie hoe slaap 'n mens wanneer jy hierdie gesien beer het. Jy was daar, jy was deel van hierdie partytjie. Jy sien iemand doen hierdie en jy bly net stil. Maar ek wil net gou vir daai persoon wat stil bly, ouers, ek verstaan jy is lief vir jou kinders, ek verstaan jy wil nie jou kind moet seer kry of tronk toe gaan, maar dit gaan nooit weggaan nie. Daai gaan in hulle kop bly tot die dag wat hulle doodgaan. The truth shall set you free. As jy daar was en jy het gesien hoe iemand vir Dylan Botma voor 'n toutrak bakkie instamp, wat op spoed was. Die bakkie het vir Dylan omgery, hy het oor Dylan gery. As jy dit gesien het en jy dink deur stil te bly gaan dit beter raak, dit gaan nie. Deur te dink om te bid, Here, vat daai gedagtes maar weg. Dis nie hoe dit werk nie. So, die getuie langs die pad, nie Andrei Desember nie, die ander getuie het gesien hoe hulle, die mense van die partytjie vir Dylan, voor 'n toutrak instamp en die toutrak oor hom ry. Maar dit was nog nie die laaste van Dylan se verskriklike terrifying aand nie. Onwetend het die Mercedes gekom, oor Dylan gery en Dylan se gebroke liggaam meters ver gesleep voordat hy eers agtergekom het, hy het iets raak gery. Hierdie spulsterk mense wat vir Dylan aangerand het toe daar niemand was om Dylan te help nie, het toe weggehardloop toe hulle sien dat Dylan nou baie naby aan dood is. Hulle het weggehardloop. Hulle is terug na die partytjie toe. Ek eerlikwaar hoop nie hulle het verder partytjie gehou nie, maar hulle is weg. Iemand langs die pad het die noodhulpdienste laat ontbied. Die noodhulp het gekom. Op 'n manier het die buurtwag met Elsie kommunikasie gehad. Onthou Elsie is Dylan se ma en hulle het haar laat weet dat Dylan in 'n tref en trap ongeluk was. Nou Elsie en haar man en hulle familie is dadelik hospitaal toe. Daai foto's wat Carte Blanche gewys het is verskriklik. Niemand kan so iets eers uitdink nie. Ongelukkig was Elsie hulle te laat by die hospitaal. Maar al wat hulle gehoor het is dat julle kind was in 'n tref en trap ongeluk. Maar dit het nie sin gemaak vir Elsie nie, want Elsie het geweet my kind moes my en my man 8 uur bel. En daar het iets al fout gegaan. En daarom het hulle gepleit by die polisie om te sê, asseblief, hierdie kan nie reg wees nie. Hoe het hy gekom by die R23? Hoe is hy van die partytjie af wat ons hom gaan soek het, waar hy moes wees, hy's weg? Iets het met my kind gebeur tussen daai tyd en daai tyd. Dit wil vir my voorkom asof die polisie nie regtig luister of hoor of help
geld nie. Die volgende dag is Elsie en haar man na die pa van juffrou Sweet 16 toe. Hulle het vir hulle gesê, ons is baie bekommerd, ons wil weet wat het gebeur. Elsie, hulle weet nog niks wat gebeur het nie. Hulle dink Dylan het op 'n manier by hierdie plek uitgekom. Niks maak sin vir hulle nie. Hulle weet nie van die partytjie en die daggakoekies en die drank. So hulle het vir die pa gevra, weet jy iets? Waar was Dylan? Hoekom was hy nie daar nie? Hoekom kon hy ons nie bel nie? En die pa het hulle nie eers in die erflik ingaan nie. Hy het net gesê, ek weet niks nie. Dylan Botma is in die oggendure oorlede. Met soveel vrae. Met 'n familie wat in stukke gelaat is. Met 'n legacy wat net begin het. In die polisie se weergawe van wat gebeur het, is Dylan in 'n tref en trap ongeluk oorlede, maar tog is niemand in die openbaar ondervra of bekend gemaak wie word ondervra nie. Die toutruck voertuig is presies beskryf deur hierdie mense langs die pad. Hulle weet wie dit is, maar die polisie het nog nie daai mense gaan ondervra nie. Miss Sweet 16 en haar hele gesin het getrek uit Heidelberg uit. Niemand weet waar hulle is nie. Dis baie vreemd. Volgens die Carte Blanche program was hulle nie ondervra nie. Toutruck mense is nie ondervra nie. Hats off to you tieners wat wel na vore gekom het. Well done. Dis julle wat verdien om in die lewe iewers te kom. Die tieners wat niks wou sê nie. Ek kan verstaan jy is bang. Ek verstaan jou ouers probeer jou beskerm. Dit is nou alweer 2 jaar later. Ons gaan nou weer in 2026 vir 3 jaar. Jy is nou al heel moontlik 'n groot mens. Jy gaan nooit regtig 'n groot mens word as jy nie vir jouself kan praat nie. As jy nie kan sê wat daai aand gebeur het nie. Niemand verdien om deur te maak wat Dylan deurgemaak het en deur te maak wat Dylan se ma, sy pa en sy sussie deurmaak nie. En al sy tannies, sy ouma, sy oupas. Dit is 'n verskriklike ding wat met hierdie gesin gebeur het. En iemand kan 'n bietjie troos bring met die waarheid van wat regtig daai aand gebeur het. En ten tye van hierdie video, ek is nie in die gereg nie, ek het nog nooit regtig geswat of polisie. Ek is net geïnteresseerd in wat laat mense sekere dinge doen. Nou in hierdie saak het ons 'n paar vrae en ek gaan gou vir jou sê. Wie het vir Dylan aangerand daai aand? Wie het hom geslaan? Was dit net een persoon? Was dit 'n paar? Wie was daai paar? Wat was hulle motivering? Het iemand vir hulle gesê slaan hom? Wie het die voertuie bestuur? En hoekom word daar niks daaraan gedoen nie? Ons almal weet wat 'n tow truck company dit is. Hoekom gebeur daar niks nie? Hoekom wil mense nie na vore kom nie? Selfs nou hierdie jaar vir 3 jaar. Dylan het daardie dag 21 jaar oud geword. Sy ouers moes by 'n kruis staan. Hulle kon nie 'n dag by die viswater saam met hom deurbring soos wat julle ouers dalk doen nie, of quadbikes ry soos wat julle saam met julle ouers doen nie. Hulle moes by 'n kruis staan en huil vir Dylan se 21ste verjaarsdag. Hoekom kan jy nie na vore kom nie? Dink bietjie daaroor. Stilte beteken nie daar is nie antwoorde nie. Beteken net die antwoorde is nog nie uitgespreek nie. Daar is nog soveel onbeantwoorde vrae. En soos ek in die begin van hierdie video genoem het, wil ek ook vra, behalwe vir die ooggetuies wat ek dink ek nou redelik mooi regtig waar gevra het, asseblief gaan ondersoek jou hart. Wil ek vra, as daar enige iemand op hierdie platform is wat regsgewys vir Elsie Botma kan help om haar seun se saak tot in die hof te kry, om die regte mense in die hof te kry. Hulle sal enige hulp waardeer. Toe ek en Elsie gepraat het, sy het elke hoek, krinnie, berg, klip, alles omgedraai. Moenie ongevoelige comments maak nie, dis die eerste ding wat ek ook wil vra oor die video. Maar as jy dalk regsgewys kan help om hierdie saak voluit deur te sien, totdat die skuldige mense verantwoordelik gehou word, asseblief, dit sal so baie vir hierdie gesin beteken. Ek is nie familie van hulle nie, ek ken hulle glad nie. Dan wil ek weer verwys na hulle website, justicefordylan.co.za. Gaan kyk asseblief daarna, jy kan al jou tips wat jy het, as jy 'n videoetjie het, as jy 'n foto het wat jy daai aand geneem het, enige iets, al dink jy dit is 'n, ag nee, hier's niks op hierdie foto nie, weet, al dink jy, ag nee man, dis net hoe ons dans, enige iets, asseblief, daar's ook 10 ander mense wat jy nie eers van weet nie, wat 10 legkaartstukkies gegee het en hulle kort net daai 11de ene. Asseblief, vind dit in jou hart, gaan na daai website toe, gee vir hulle die inligting. Dit was die verhaal, die baie hartseer, tragiese verhaal van Dylan Botma, wat nie huis toe gekom het nie. Hierdie is 'n bietjie anderste formaat van my video's. Ek het gevoel dat ek dit baie vinnig wil uitkry, so daar's baie min editing aan gedoen. Share asseblief hierdie video, share. Share die website, sit dit op julle WhatsApp statuses. Iewers moet iemand dit in hulle hart vind om hierdie mense te help. Ek
seker ons kan iemand help om vrede in hulle lewe te kry. Dis nie van Suspicious Minds en ek sien julle binnekort met 'n baie ander tipe verhaal. Bye bye. Suspicious.